Ek het probeer uitwerk, maar dis onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die skool, die veld en die kerk. Ek sweer jy is braver as meeste mense. Jy het soveel wense vir my waar laat word. Een keer 'n jaar is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Here vir my lewe, wat hy gegee het, wat jy gegee het. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. Jy is my klankbord, al vir hoeveel jare. Altyd slaggereed om harde vrae te vra. En as ek gaan stilstaan en my oë toemaak, onthou ek jou raad, jy moet vir my inpraat. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. Al die mense, spesifiek aan die wie minder as ons het. Om te dink daar was jare
waar ons min gepraat het. Ek moes 'n plan gemaak het. Ek wil dit net sê. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelembe. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelembe. Jy is 'n rots, jy's 'n anker. Ek het probeer uitwerk, maar dis onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die skool, die veld en die kerk. Ek sweer jy is braver as meeste mense. Jy het soveel wense vir my waar laat word. Een keer 'n jaar is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Here vir my lewe, wat hy gegee het, wat jy gegee het. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelembe. Jy is my klankbord, al vir hoeveel jare. Altyd slaggereed om harde vrae te vra. En as ek gaan stilstaan en my oë toemaak, onthou ek jou raad, jy moet vir my inpraat. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelembe. Ek ben leer dink aan al die mense, spesifiek aan die wie minder as ons het. Om te dink daar was jare waar ons min gepraat het. Ek moes 'n plan gemaak het. Ek wil dit net sê. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir
elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. Jy is 'n rots. Familie en vriende, ons wil vir julle sê baie dankie dat julle vanmiddag hier teenwoordig is om saam met Tannie Elna en hulle as kinders, as kleinkinders, as vriende vanmiddag na te dink en die lewe van Oom Peri te mag vier. Iemand het net hier buitekant gesê, Oom Peri sal onthou word as 'n omgee mens, iemand met 'n warm hart vir mense, maar hy was lekker moeswillig om vanmiddag sy troostdiens te hou. Maar mag die hitte vir ons sommer iets herinner, ook van hom as persoon, vir sy menswees, en mag ons saam wees, ook wees tot eer van die Here. Ek wil begin vanmiddag deur sommer net vir elkeen van julle wat hier is, dankie te sê vir julle teenwoordigheid vanmiddag hier, vir elke oproep, vir elke boodskap wat vir hulle as gesin, as familie gestuur is. Dit is so as mense nou na die woord van die Here kyk, dat die Here vir ons sê dat ons as sy kinders beliggaam vir God in die wêreld. So dit beteken elke keer wanneer ons daar is om te kom troos, om te bemoedig, is dit dat ons eintlik God sigbaar maak in die lewe van Tannie Elna hulle. So dankie vir julle getrouheid, dankie vir julle omgee, en ons bid dat die Here ook vir ons nog voortdurend sal gebruik om op hierdie manier vir hulle te ondersteun en vir hulle ook te dra. Ek wil in die besonder vanmiddag Tannie Elna, vir Tannie, vir François en Anelda, vir Liana en Richard, Karen, Andrew en Retief en Corneille, en vir julle as kleinkinders en as familie kom toebid, dat die Here vanmiddag vir julle sal troos met die belofte, dat die elkeen wat glo, nie net 'n kind van God is nie, maar ook deel het aan die ewige lewe. As daar iets is wat ek van julle pa sal onthou, is dit dat, en dis woorde wat julle ook gebruik het om te sê, hy het altyd die woorde gebruik en gesê, dit gaan altyd goed. Maar as ek vir hom gevra het oor sy verhouding met die Here, ook toe hy swaar begin kry het, en gevra het, is daar vrae waaroor hy worstel hy oor God se liefde, was sy antwoord altyd om te sê, dit was my een sekerheid, waarin ek nooit twyfel nie. En mag die wete dat Oom Peri deel het aan die Here, en dat sy getuienis en sy lewe vir ons dit bevestig het, vanmiddag vir julle kom troos, en die belofte dat die Here sê, God is die lig, hy is die weg en die waarheid, en elkeen wat aan hom glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Mag die wete dat hy deel het aan die ewige lewe, ook vanmiddag vir julle troos, wanneer julle ook hartseer is, en wanneer julle met verlange terugdink oor hom. Tog mag weet dat God hier teenwoordig is, hy is by ons, hy is ook die Here wat troos, en wat ons ook kom bemoedig. Kom ons sit so dan, daar raak ons so stil by die Here. Liewe Here, as ons die briewe lees van die kleinkinders en hulle as kinders, dan hoor ons soos 'n refrein elke keer, Here, dat Oom Peri 'n omgee hart gehad het. 'n Persoon wat dikwels homself op die agtergrond sou stel ter wille van ander. Iemand wat lief was vir sy medemens, wat lief was vir u. En ook as die skoonkinders oor hom praat, dat hulle kan vertel dat hy vir hulle soos 'n pa was. Dan eer ons u vanmiddag, Here, vir dit wat u deur u Gees en deur u woord in Oom Peri se lewe kom doen het. Dat u vir hom, Here,
gebruik het as gelowige, dat U vir hom toegerus het en dat U vir hom bemagtig het as eggenoot, as pa, as oupa, as vriend, en baie mense se lewe, Here, wat vanmiddag hier kan sit en kan sê, sy lewe het 'n verskil gemaak in hoe ons ook oor die lewe kon dink. En dankie, Here, dat sy liefde vir hulle as kinders, vir hulle nooit 'n vrees gegee het van wat 'n pa en 'n vader in hulle lewe is nie. Daarom dankie dat ons vanmiddag dan ook hier by mekaar kan wees en vir U kan aanroep, ook as 'n vader, oor ons lewe. En dankie dat die manier hoe Oom Pierie geleef het, dit vir ons moontlik maak, om regtig na U te kyk as 'n omgee hart, as 'n God wat onvoorwaardelik liefhet, wat vir ons red, wat vir ons die ewige lewe gee, maar wat vir ons herinner daarin dat U hier teenwoordig is, dat U by ons is. En daarom kom bid ons nou, Here, dat U vir elkeen van hulle, in die besonder vir Tannie Elna, vir hulle as kinders en kleinkinders, sal omvou met U liefde en dat U vir hulle sal troos. En dat hulle vanoggend of vanmiddag dan mag vashou, Here, aan die wete dat U 'n God het wat liefhet en wat omgee, wat getrou is en wat nooit U hand oor hulle los nie. Ons eer U vanmiddag hiervoor, ons eer U vir Oom Pierie se lewe en vir elke nalatenskap wat hy vir ons agtergelaat het. En Here, mag ook hierdie middag wees tot eer van U naam, dat te midde van ons hartseer, dat ons mag weet, U is die Here wat troos, U is die Here wat betrokke is in ons lewe. En dankie dat dit ook waar is vir elkeen van hulle. Amen. Familie en vriende, as U die pamflette neem, sal U sien dat die eerste lied wat ons vanmiddag gaan saam sing is lied 464. Daarvan die eerste en die tweede vers. As 'n mens die woorde lees van die kleinkinders, dan het oupa vir hulle baie geleer oor die lewe, maar ook baie geleer oor die natuur. En dit is vir my treffend hoe baie van julle vertel van hoe oupa altyd in die veld gery het en vir julle vertel het van die veld en van blomme en hoe alles gewerk het. En as 'n mens nou hierdie lied gaan kyk, dan herinner hierdie lied vir ons ook daaraan dat God die Here is wat sorg. Hy is die Here wat vir ons vashou. Hy is die Here wat vir ons help. En daarom as ons ook sing, as ons kyk na die veld en die bosse, die berge en die vlaktes, dan weet ons dat die natuur vir ons herinner aan God as die skepper God, maar ook die God wat onderhou, die God wat betrokke is elke dag in ons lewe. So kom ons staan en dan sing ons ook hierdie twee verse. O Heer my God, as ek in hier bewonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, o U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. O groot is U, o groot is U. Wanneer die hele skepping klink dit saam, o heerlikheid, die grote naam.
Tannie Elna, die teksgedeelte wat Tannie en die kinders gekies het vanmiddag is Psalm 16. Nou die oggend het ons hierdie teksgedeelte saam gelees. En ek dink dit is 'n teksgedeelte wat vir my nogal baie vertel van die lewe van Oom Peri. En ek gaan nou so een of twee gedagtes ook uit hierdie Psalm net uitlig. Ek wil net lees hier van vers 1, 'n gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het, selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom wat mooi is. Ek wil in die direkte vertaling, wil ek net so 3 verse net uitlig. Die eerste hier in vers 1 en 2, is dat Dawid hier sê, beskerm my o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer. En dan vers 5 en 6 sê hy, Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. En dan die laaste vers. U wys my die pad van die lewe. Oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid. Lieflikhede in U regterhand vir altyd. Dan Elna, François, Anelda, Liana en Richard, Karen, Andrew, Retief, Kormey, vir julle as kleinkinders en as familie. As 'n mens nou gaan kyk na die pamflet wat julle vanmiddag by die deure vir ons gegee het, dan tref dit 'n mens altyd dat op hierdie van pamflet daar altyd 'n begindatum is en 'n einddatum. Maar tussen hierdie twee datums is daar 'n koppelteken. En hierdie koppelteken verteenwoordig etlike jare. En die einddatum word eintlik bepaal deur hierdie koppelteken. En hoe ek leef in my getuienis, want is hierdie koppelteken wat vir ons eintlik troos gee en hoop gee as ons vanmiddag hier saam is, ook by 'n troosdiens. As ek dink oor Oom Peri se lewe, dan onthou ek vir hom as iemand wat passievol was vir sy kinders en sy kleinkinders. As hy daar op die stoep gesit het in die vertrek daar op die plaas, dan het hy altyd vertel oor sy kinders en sy kleinkinders en die besoeke wat hy ontvang het en hoe goed julle vir hom is en dat hy nie kan wag vir die volgende vakansie wanneer julle kom kuier nie. Want dan kon hy met sy jeep ry en hy kon vir julle die wêreld gaan wys op sy piknikplek. As ek aan hom dink, dan dink ek hom as iemand wat 'n ongelooflike liefde vir Tannie Elna gehad het. Iemand wat regtig in woord en daad so geleef het, dat hy vir haar gerespekteer het as vrou en dat hy die mooi in Tannie se lewe na vore gebring het. Op so 'n wyse Tannie Elna dat Tannie eintlik baie keer die steunpilaar was. En dat Tannie vir hom kon ondersteun en kon dra en kon help.
omdat sy liefde eintlik vir Tannie vrygemaak het. Ek onthou my as 'n kind van die Here. 'n Paar gesprekke wat ons gehad het, waar ons gepraat het oor sy verhouding met God, was dit elke keer dat hy getuig het oor dit wat die Here vir hom doen en dit wat die Here vir hom beteken. En dat hy met dankbaarheid kon terugkyk op sy lewenspad. En dat hierdie woorde van Psalm 16 eintlik so waar is, dat hy eintlik die belydenis kan maak om te sê, dat dit wat God vir hom gegee het, was vir hom genoeg. En hy was dankbaar daaroor, want in alles het hy beleef dat die Here vir hom geseën het met oorvloed. En dit wat hy ontvang het, ook deur julle as kinders en as kleinkinders. In sy worsteling, toe hy siek raak, en ek met hom te praat oor sy verhouding met God en vir hom vra, oom, is daar goed waaroor jy vra? Worstel jy oor God se liefde? Was sy woorde telkens, dis my enigste anker. Dis my hoop, dis my sekerheid dat God by my is. As ek kyk na dit wat julle geskryf het in die brief, hoor ons hier van sy opregte hart, sy liefde vir julle as kinders en vir julle ma. Ons sien dat hy tyd gemaak het om tyd te spandeer met mense, iemand wat prakties was, iemand wat gereedskap kon vervaardig, maar wat 'n liefde vir die natuur gehad het en wat sy passie met julle gedeel het. En hy het vir elke dag geleef en elke dag was vir hom 'n geleentheid gewees en was 'n geskenk gewees van God ook aan hom. Ons sien hier sy positiewe gees, sy sagte hart, die feit dat hy vir julle 'n pa was, wat omgegee het en wat vir julle versorg het en wat julle gedra het. As ek vanmiddag sê dat Psalm 16 verteenwoordig iets van Pierre se lewe, dan wil ek dit begin deur in vers 1 en 2 te sê, dat Pierre het geleef met hierdie wete dat die Here die God is oor sy lewe. As Dawid hier kom sê, Here, ek wil bely dat U die Here is, dat U my God is, was dit ook sy belydenis. En daarom is dit dat hy telkens, wanneer teleurstellings oor sy lewenspad gekom het, as daar uitdagings was, dat hy altyd sy krag by God gaan soek het. En dat hy geleef het met hierdie belofte dat die Here die God is oor hom. En dat die Here vir hom versorg en dat die Here vir hom vashou en dat die Here vir hom help. En daarom is dit dat hy saam met Dawid hier kan sê, hy het geen begeerte gehad om agter afgode aan te jaag nie. Want by God het hy troos gevind, het hy rus gevind. Want die Here was sy persoonlike verlosser en sy Here. En dan sien ons dat dit sigbaar geword het in sy menswees en hoe hy geleef het, hoe hy getuig het en hoe hy passievol teenoor elke individu wat vanmiddag hier sit, geleef het. Wanneer jy op jou lewenspad kom en jy kyk terug, dan kan jy of met dankbaarheid terugkyk of jy kan sê ek het gefou, ek het misluk. As Pierre teruggekyk het op sy lewensreis, dan was daar dankbaarheid. Hy het geleef met dankbaarheid. Dit wat die Here vir hom gegee het, was vir hom genoeg. En daarom dat hy hier ook kan sê, die Here is sy erfdeel, sy beker. Dat die Here in beheer is van sy lewe en daarom het dit vir hom berusting gegee. Dit het vir hom troos gegee om te weet dat God by hom is en dat die Here die God is oor sy lewe. En daarom het hy teruggekyk en gesê, dit wat hy ontvang het, was vir hom mooi. En dit wat hy ontvang het, was nie net 'n materieel nie, maar in julle. Hy kon getuig oor Tannie Elna en sy liefde vir haar. Hy kon getuig het oor julle as kinders en julle as kleinkinders, en julle was sy rykdom. En julle het vir hom besin gegee en betekenis gegee en julle omgee en julle liefde en julle daar wees.
het sy lewe vol gemaak, sodat hy regtig terug kon kyk en gesê het, die Here was vir my goed. Selfs toe hy by Geidosig was, en hy die mekaar was, en hy nie meer alles kon onthou nie, was dit die natuur, wat vir hom aangespreek het. Sy voëls in die hok, was vir ons die grootste vreugde. As jy op die stoep sit, en jy praat met Tannie Elna, dan sal hom Pierie jou partykeer onderbreek, en sê hy, hoor net die voëls, hoor net hoe mooi is dit. En Pierie het bewustelik geleef, en God se hand in sy lewe raak gesien. In die natuur, in julle, maar ook in mense rondom hom. En omdat hy 'n gelowige is dit dat hy saam met Dawid hier kan sê, hy weet dat God hom nie in die dood oorgee nie. Maar hy weet dat hy in ewigheid leef voor God en in sy teenwoordigheid. En dit was sy troos. En dit was vir hom genoeg. En dit het hom gedra, ook toe hy hartseer was en getreur het oor sy lewe, oor sy siekte. Die laaste vers sê vir ons, die Here leer ons hoe om te lewe. By God is daar oorvloedige blydskap. Uit God se hand kom net wat mooi is. Die Here het vir hom Pierie geleer om te leef. En hy was gehoorsaam. En daarom sit ons hier vanmiddag op 'n vakansiedag met 'n vol kerk. En baie mense het verskoning gemaak om hulle hier kon wees nie. Maar sy lewe het mense aangeraak. En as jy met mense praat in die gemeenskap oor Pierie se lewe, dan getuig hulle oor hierdie sagte hart en sy omgee vir sy medemens. Die feit dat hy tyd gehad het, die feit dat hy betrokke was in mense se lewe. En dit het nie uit hom uitgekom nie. Dit is wat God in sy lewe kom doen het. En daarom as julle vanmiddag sy lewe vier, oor hom nadink, dan eer ons God daarin. Want dis die Here wat vir hom geleer het hoe om te leef. Dis die Here wat vir hom geseën het met oorvloedige blydskap. Dis die Here wat vir hom bewustelik laat leef, dat selfs in die nag, selfs wanneer hy wakker word en hy nadink oor die lewe, dan kom hy tot die slotsom te sê, in God se hande is ek veilig. En Tannie Elna, François en Anelda, Liana, Richard, Karen en Andrew, Retief, Kormey, en vir julle as kleinkinders, dis hierdie Here wat ook nou in julle lewe betrokke is. Hierdie Here wat vanmiddag vir julle kom sê, ek sal vir julle sorg. Ek is die Here oor julle lewe. Ek sal julle troos. Ek sal julle bemoedig. Ek sal julle seën met vreugde. Ek sal julle lewe vul met dankbaarheid. Omdat ons hom bely, ook as die Here oor ons lewe. Tannie Elna Tannie mag met reg hartseer wees. En dan gaan daar kom wanneer dit wat vanmiddag vir ons troos gee, nie vir ons so helder is nie. Wanneer ons oorweldig word deur ons verlange en ons hartseer. Maar ons troos is dat die Here ook dan by ons is. Dat hy by ons is, dat hy ons troos, dat hy ons bemoedig en dat hy vir ons dra en vir ons help. As ons kyk na die koppelteken in Pierie se lewe, dan was hy 'n gesinsman, 'n man wat deur lewe in woord en daad sy Christendom sigbaar geleef het. Hy was 'n gelowige. Hy het met dankbaarheid geleef. Hy het vir mense bemagtig in die lewe. En as jy vanmiddag terugkyk, dan maak die einddatum vir ons sin. Dit beteken nie 'n troos ons nie, maar dit gee vir ons hoop,
Want ons weet vanmiddag dat hy leef in die teenwoordigheid van God. Alhoewel hy nie hier is nie, dat hy by die Here is. En dat hy hierdie tentwoners bestaan, hierdie lewe op aarde verruil het vir die lewe by God. Mag dit vir julle bemoedig, mag dit vir julle troos gee, ook in julle tyd van hartseer. Kom ons bid saam. Liewe Heer, as 'n mens na hierdie Psalm kom kyk, dan beleef 'n mens dat Dawid hierdie belydenis maak dat U die Here is oor sy lewe. En die impak wat dit het op sy lewe, dat hy so leef met die bewustheid, Here, dat U ook sy lewe in spat bepaal. Dat U sy beker is, dat U sy erfdeel is wat sy lot bepaal in hierdie lewe. Here, dan weet ons dat daar nie toeval is nie. Dan leef ons bewuslik met die belofte dat U U hand oor ons hou en vir ons versorg en vir ons vertroos en help. En dankie dat ons dit kan toebid in hierdie middag ook oor Tannie Elna en oor hulle as kinders en as kleinkinders en as vriende. Dankie Here dat U vir ons leer hoe om te leef. En dankie dat ons ook deur die lewe van gelowiges, Here, kan sien hoe dit sigbaar lyk. En dankie dat ons dit kon beleef in die lewe van oom Perie. Ons weet, Here, dat hierdie mooi herinneringe en die mooi verhoudinge wat daar tussen hulle is, vir hulle vanmiddag hartseer is, dat dit vir hulle oorweldig. Maar dankie dat ons weet dat dit ook weer vir hulle troos bring, dat dit vir hulle bemoedig en versterk en vir hulle herinner, Here, dat U vir hulle goed is en dat U getrou is ook oor hulle lewe. En dankie Here dat ons mag weet dat elkeen wat in U glo, U kind is. En dankie dat ons weet dat oom Perie deel het aan die ewige lewe. En dat dit vanmiddag ook ons troos en ons hoop is. Ons bid Here dat U vir Tannie Elna, vir hulle as kinders en kleinkinders sal troos. Ons bid dat U vir hulle sal bemoedig. Ons bid Here dat ook hulle eendag mag terugkyk en kom sê, ja Here, ook toe ons hartseer was, het U vertroos. En leef ons met die belofte in U hande, is ons veilig. Amen. Familie en vriende, ek gaan nou die geleentheid gee vir 3 kleinkinders om huldeblyk te ontdoen oor oom Perie se lewe. Dit gaan eers wees Anja, dan François en Charles Peer. Die familie het ook versoek dat daar nou nie vanmiddag iemand is wat van die bank af gaan opstaan en ook 'n huldeblyk wil gee oor oom Perie se lewe nie. Hulle wil graag volstaan by die getuienis van die kleinkinders en daarna sal ons vir Andrew die geleentheid gee om dan net die bedankings voor te hou. Anja, julle al 3 kan sommer hier voorkom staan. Anja en François en Charles Peer. Oupa Perie, die afgelope week het ek net meer en meer besef hoe geseënd ons was om so 'n ongelooflike man as oupa te hê. Oupa kon baie dinge doen, maar 3 dinge waarin hy uitstekend was sy rol as man vir ouma, pa vir 4, oupa vir 10 kinders. Ek gaan nou oupa en ouma se huwelik. Jo, waar begin ek? Hoe oupa en ouma elke oggend opstaan en mekaar gekies het. Ouma was vir oupa die mooiste vrou ooit. Ek onthou ek het eendag by ouma my huiswerk gaan doen en
ek het nie baie my handskrif nie, en oupa kyk so na dit en hy sê, Sissie, jy moet leer mooi skryf. En hy sê, hy gaan my leer, en ek dink, okay, oupa gaan nou vir myself wys hoe mens mooi skryf. Maar oupa draai net so om en hy haal ouma se handgeskrewe resepteboek van die kas af en hy sê, so doen 'n mens dit. Hulle was 56 jaar getroud en onafskeidbaar. Ek dink nie daar was 'n volle 24 uur wat verbygegaan het wat oupa en ouma nie by mekaar was nie. Ek dink nie ons kom vir 'n beter voorbeeld enigsins vra nie, ouma. Oupa sou nooit ongeduldig raak met ouma nie. Hy sou net antwoord, ja, maar dit is die ergste wat het geraak het. Sy rol as pa volgens Tiffy, soos wat oupa hom genoem het. As pa was hy altyd daar en hy het geluister en gelei met wyse raad. Sy voorbeeld as man het sy kinders help rig vir die toekoms. Pa het sy kinders help nederig wees en te geleer om dankbaar te wees vir wat jy het. Vir my persoonlik is dit merkwaardig om te sien hoe duidelik karaktereienskappe van oupa in sy 4 kinders is. Dan, oupa se liefde vir sy kleinkinders. Ekskuus. Die kere wat ons almal saam om een tafel gesit het, kon 'n mens sien oupa se hart bars van dankbaarheid. Al was daar 10 van ons, het oupa 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons gehad. As dit vir oupa gelyk het of jy nou die lengte bereik het wat jou voetjies die klats en die petrol kon raak, het hy gevat om te leer bestuur. Oupa het ook vir elkeen van ons 'n unieke bynaam gehad. Pop, Boeta, Fana Panna, Nikki Tikki, Annie Pannie, Lisna, Lali, Streepie, het ek nou gesê Nikki Tikki, skies, Charlie Boy en Boetie. Toe ons kleiner was, het oupa vir ons kom haal met die trekker en aan die trekker so 'n waantjie gehad en het hy vir ons piknikplek toe gevat. Hy het selfs, ek dink al die seuns se eerste bier was ook saam met oupa. Om by oupa en ouma te kom kuier op die plaas was regtig, ek dink enige kind se droom. Dan het oupa ook uitstekende tegnologie take gemaak. Ek hoop nie een van ons menere is nou hier nie. As ons gevra het vir hulp met 'n huiskraan, het oupa die volgende week, 'n week later, vir jou die mooiste huiskraan op die tafel neergesit wat jy ooit van kon droom. Jy het later ontsteld geraak met hom en jy was frustreerd want jy het geweet niemand gaan glo dat jy die ding self gebou het nie. Ekskuus, dankie oom. Op Woensdae het oupa vir ons kom verras met 'n wyfe roomys en Coke by die koshuis. Hierdie tradisie kom glo al aan van die tyd toe oupa in die koshuis was. Op Woensdaagmiddag het hy Huiswatermilan uitstapdag, hy's McDonald uitstapdag gehad en het oupa al die pad gestap tot by Huiswatermilan om vir ouma 'n wyfe roomys en 'n Coke te bring. Oupa se roomys tradisie leef nou al vir 3 generasies voort. Ons as kleinkinders was bitter stout saam. Maar toe ek hierdie skryf, is dit vir my eintlik, so oupa se karakter, net om te besef, soos, ek kan nie dink dat een van ons ooit by oupa 'n pak slaag gekry het nie. Hy het die wêreld se geduld en liefde net altyd getoon. Maar my pa vertel wel, dat hy die grootste pak slaag van sy lewe gekry het, toe hy 6 jaar oud was, en hy het besluit, vandag is hy oupa Perie. Hy het sy lang kouse aangetrek en sy kam in het gesteek, hy het op sy 3-wiel geklim, en die pad Elim toe na oupa se familieplaas toe aangedurf. Toe hy die teerpad tref, het oupa se wit Mustang bakkie hom ingehaal en toe die houe geval. Oupa het 'n waardering gehad vir die kleiner dinge in die lewe. Hy sou aftrek in Gaido pas, dan sit hy eers die skouer van die pad nie, dan trek oupa af, net om 'n veldblom te pluk vir ouma, of om 'n foto af te neem vir sy fotoalbum. En hy het elke liewe voeltjie op die plaas se naam geken. 2 dinge was altyd in sy broeksak, 'n knipmes en 'n sakdoek. Die knipmes was omdat oupa ten minste 3 vrugte 'n dag met dit sou afskil en eet, en die sakdoek was omdat oupa soos nes hy kan 13 keer na mekaar genies het. Oupa was altyd besig met 'n projek wat vir ons plesier sou verskaf. Hy het nooit opgehou om die bos uit te brei en goed te versamel in sy museum vir ons om te onthou nie. Oupa kon enigiets regmaak, uitmekaar haal en weer in mekaar sit. Papa vertel dat as oupa nie die tool gehad het om die kar reg te maak, en het hy die tool gemaak om die kar te kon regmaak.
Ons sal vir oupa onthou om die vuur met oupa se kaselbier. Ons sal oupa sien in die paublommetjies in die veld. Oupa sal naby voel as boere musiek speel en 'n ou kar se engine dreun. Ek wens ek kon die omvang van wat oupa vir ons beteken verduidelik. Dankie daai, oupa. Ons is bitter lief vir oupa. Hallo julle, ekskuus, kyk goeiemiddag almal, vir die van julle wat my nie ken nie, ek is klein van oupa se kleinkind. Ek is vandag bevoorreg om ietsie namens die familie te sê. So ja, van wat ek kan onthou is my oupa, my held en baie van die man wat ek vandag soos te danke aan hom. Sonder my oupa sou ek definitief nie kon bestuur en ek sou definitief ook hier aan karre kon werk nie. My oupa was regtig die tipe man wat die wêreld vir iemand sal gee en hy verwag nooit iets terug nie. Sy kleinkinders het regtig die wêreld vir hom beteken en al was vir hom niks lekkerder as om ons in die werkswinkel te help en ons ook in die vir draadjies te vat in die rokkie nie. Ek was graad 2 toe ek die eerste keer agter die stuurwiel ingeklim het. En gedurende hierdie draadjies het ons altyd appels gepluk en oupa daar op die passasierssitplek gesit met sy knipmes en hulle vir ons afgeskil. My oupa het ook met passie vir landbou gedeel en ek en hy kan vir ure appels gepraat het. Een van my gunsteling herinneringe van my oupa was dat ons van kleintyd af al 'n biertjie kon by die vuur drink. Maar die rede hoekom dit spesiaal is ons was veel te jonk om biere te drink. Een van my oupa se mees gesproke sinne was, kom nou kinders, julle moet al julle vrugte en groente eet sodat julle groot en sterk kan word. Sommige van die klein kinders het dit bietjie net so ernstig soos hy opgevat en 'n toebroodjie gemaak met vrugte en groente op, maar ek gaan nou nie name noem nie. Oupa word so baie verlang en oupa sal altyd in ons agterkoppe wees as ons 'n appel eet of 'n biertjie by die vuur drink. Ek weet oupa is nou op 'n beter plek. Oupa, knak maar vanaand 'n yskoue kasteeltjie op ons want ek gaan definitief een op oupa drink. Dankie. Right. Ek ry vanoggend vir ou laaste draai op 'n plaas en kyk op na die berge. Skielik trek my bors toe want die plaas is nie meer plaas nie. Die lug is nie meer so blou nie en die reuk van broedmask hang nie meer in die Ceresvallei nie. Ek raak hartseer en benoud, maar toe verander die Here vinnig my gedagtes en herinner my van die afgelope 23 jaar se wonderlike tye wat ek saam met die beste oupa kon beleef. Charles Petrus Johannes de Tooy, gebore 26 Oktober 1938 op Elim op die berg. Hy was een van 3 kinders en het gematrikuleer in 1956 aan Hoërskool Charlie Hofmeyer. Hy voltooi sy studies op Elsenburg en trou in 1964 met sy skoolliefde Elna Salje en kry die geleentheid om op Bokveldskloof te boer, die plek wat ons vir so lank as huis geken het. Tussen 1966 en 73 word hulle geseën met 4 kinders, François, Karen, Retief en Liana. Tussen 1966 en 99 was Pierre en Elna ongelooflike ouers en toe kry hulle die verantwoordelikheid om oupa en ouma te word waar hulle taak verseker cum laude geslaag het. Oupa Pierre was 'n man wat altyd 'n glimlag op sy gesig gehad het. As jy hom gevra het hoe dit met hom gaan, was sy woorde altyd goed. Hy was 'n man wat die vermoë gehad het om 'n houtblokkie te vat en 'n trekker daaruit te kerf, maar ook 'n stukkie staal te vat en 'n hidroliese laaiwa te maak sonder afmetings of planne op papier. Hy het die onmoontlike moontlik gemaak, maar tog het hy altyd tyd gehad om 'n draadjie te ry en om na jou te luister. As jy saam met hom op die plaas gery het, was dit altyd lekker. Of daar nou 'n lewenslesie betrokke is, 'n foto wat ons moet neem oor 'n veldblom wat nog nie op sy foon is nie, of 'n stroopsoet appel wat hy chirurgies perfek kon skil en in skyfies vir jou gee. Oupa Pierre was 'n man wat teruggegee het vir die gemeenskap, of hy nou heininge opgesit het vir laerskole, gras gesny het of vir iemand soos Granwell leer karre regmaak het, of ons kleinkinders leer bestuur het, het hy altyd alles van homself gegee. Oupa was 'n geduldige man. Hy het ons toegelaat om self iets te probeer.
Hy het elke oomblik van oupa wees ingeneem en in die proses ons laat veilig voel. Ouma Elna, vandag wil ek ook vir ouma net baie dankie sê vir die vrou en die ma wat ouma was vir hom. Dankie dat ouma hom toegelaat het om sy drome te volg. Dankie dat ouma hom ondersteun het en nooit sy sy gelaat het nie, selfs toe dit moeilik geraak het met sy gesondheid. Ons is baie lief vir ouma. Vandag mis ek laaste koppie boeretroos saam met jou. Ek mis 'n draadjie in die bakkie met Panna en Annie by my voete. Ek mis 'n vleisie braai en 'n kasel bier drink en aan tafel 'n glas Graka wyn en geel perskes na ete. Ek mis oupa se groot hande en die tye waar ons ure in die werkswinkel kon deurbring om die volgende kar te bou. Ek mis oupa se stem en teenwoordigheid in die dorptoerei sessies waar ons altyd 'n koeldrank kon drink en gou vinnig by die gereedskapswinkel kon inry. Ek mis oupa se groet van hallo pop, Boeta of Sissie. So vir die laaste keer, right, bye bye. Ek gaan oupa vreeslik mis. Ja, nou is dit my beurt om na die kinders te praat en dan jou pause te hou, né? Is vir my nou 'n voorreg om 'n paar bedankings te doen. In eerste plek ons Hemelse Vader, dankie dat ons vir oupa vir so lank by ons kon gehad het en baie dankie vir sy lewe wat die Hemelse Vader vir ons gegee het saam met hom. Jan, ek ken nou vir Jan van sy Wellington daar af en ek het al daai tyd geleer dat Jan het 'n pastorhart en ons het dit hier op Hamlet kom sien. Dankie vir al die baie besoeke op Bokvelskloof en later in Geidosig en dan vir al jou ondersteuning vir al die laaste paar dae. Ek hoor jy's 'n baie goeie barista en Saterdagoggend 6:00 het jy blykbaar al koffie bedien. So baie dankie dat jy by ma was in daai laaste oomblikke en dat jy haar ondersteun het, onderskraag het en dankie vir vanmiddag se diens en vir die baie mooi boodskap wat jy vir ons gebring het. Dan vir Dr. Shorty, baie dankie ook vir hom. Hy het altyd na oupa se fisiese versorging omgesien en dankie vir al die moeite, vir al die ondersteuning, onderskraging en versorging. Dan Geidosig, ek weet nie of daar van hulle personeel hier is nie. Ons wil vir julle baie dankie sê. Op die lysie sien julle die name van die susters en dan al die baie verpleegpersoneel. Ons kan nie elkeen by die naam noem nie. Ek wil ook net daarby sê vir Matilda wat ook die laaste klompe jare maande voor oupa hulle ouer huis toe gekom het, vir hulle op die plaas versorg het. Dankie vir elkeen van die verpleegpersoneel. Julle het goudmyn hier in Geidosig en ons wil vir hulle dankie sê vir 'n besondere manier wat julle vir ouma hulle verwelkom het en vir hulle ondersteun en versorg. So ook vir elkeen van die inwoners van Geidosig. Dankie dat julle die afgelope 15 maande vir ouma oupa onderskraag het, hulle welkom laat voel het, hulle deel gemaak het van die gemeenskap hier. En dan ook die laaste paar dae, al die blomme en die kos en die drinkgoed en die eetgoed wat daar aangekom het, ons waardeer dit baie, dankie daarvoor. Dan julle wat nou in die mediese wêreld is, werk maar so chirurg en dan staan julle so en dan sê julle skalpel, deppe, klam en so. Nou oupa het daar in sy teater van ou siek motors ook so gestaan. Dan sê hy tang, skroewedraaier, spanner en so. Granwell, waar is dit Granwell? Granwell, jy was oupa se teaterassistent. Dankie vir al daai baie ondersteuning, bystaan, help, goedjies aangee, goedjies aandra. En dat ouma hom ook so 'n bietjie misbruik as hy dink hy kom uit die teater en dan gryp ouma hom na in die kombuis en dan moet hy nog sommer in die kombuis ook help. Granwell, baie dankie. Ons dink baie keer oupa was liewer vir jou as vir ons kinders. Want veral in die laaste dae as hy nou so roep vir iemand, nou in plaas dat hy vir een van ons roep, dan roep hy vir Granwell. So Granwell, baie dankie.
Dan ons kinders en kleinkinders en maar Elna het gevra ek moet spesiaal vir julle almal dankie sê. My kinders en kleinkinders sluit sy almal in, of ons nou skoonkinders was of eie kinders, dit was vir haar dieselfde. Elkeen van julle het op 'n besondere, unieke manier 'n bydrae gemaak, ondersteuning gegee, gehelp. Julle weet wat elkeen van julle gedoen het en ma sê baie dankie daarvoor. Dankie dat julle dit so met soveel liefde en uit julle hart uit gedoen het. Sy waardeer dit baie. Dan oom Joshua en tannie Lien. Nou vir julle wat nou weet, dit was nou die twee Silje susters wat met die tweede tooi kleinneus getrou het. Maar oom Joshua was nie net te swaar nie. Hy was ook soos 'n kleinneef, maar hy was ook soos 'n broer wat oupa nooit gehad het nie. Oom Joshua, dankie dat oom die broer vir hom was. Lien, dankie dat jy die suster was wat hy nooit gehad het nie. En dan sê maar besonder dankie dat julle die afgelope tyd so baie by haar was. Eenmal 'n week kom kuier sonnaandoggend soos klokslag. Na kerk het julle kom tee drink. Dankie vir al die baie mooi blomme wat vandag hier is, wat van die plaas afkom. Dis 'n stukkie van ou plaas wat ook vandag hier by ons is. Baie dankie vir julle twee. Ons is baie lief vir julle. Dankie vir julle ondersteuning. Dan tannie Volda. Toe ek nou so 30 jaar terug hier in die familie ingekom het, die dag met ons troue het tannie Volda die kerk omtower in 'n blomtuin. En vandag het sy dit weer gedoen. Dankie tannie vir al die baie mooi blomme hier. Dit lyk pragtig. Ons waardeer dit baie dat tannie dit gedoen het. Dankie dat tannie so 'n stukkie uniekheid daar gesit het met die foto's van oupa en die trekkertjies wat jy invleg in jou blommerangskik. Baie dankie. Soms so 'n bietjie op 'n ligter noot om die atmosfeer 'n bietjie te lig, moet ek dan nou vertel as ek nou aan tannie Volda dink, dan dink ek aan die maandagooggend na ons troue en die plaasmense sal dit nou geniet. Onthou julle vir oupa Andries. Nou die maandagooggend kom ma nou af van die plaas af en tannie Volda gaan uit en daar by Koelfontein sê ek kry die twee mekaar en hulle staan nou eers gesels en hier kom oupa Andries nou uit die dorp uit opgesuiker. Hy gaan nou plaas toe. En hy vra maar het hulle nou nie vir hom 'n lift nie. En ma sê nee, maar sy gaan nou dorp toe en tannie Volda sê nee, maar sy gaan nou in huis toe. So nou ek kan nie in die kerkie woorde gebruik wat hy sê, maar hy sit sy hande so en sy sê en hy kyk hulle twee so aan en hy sê en ek hoop julle het 'n baie slegte Kersfees. So dankie tannie Volda. Jy kom 'n lang pad saam met ons. Dan vir die gemeente, dankie dat julle vir soveel jare 'n geestelike tuiste vir ma en pa was. Dankie ook vir elkeen wat gehelp het met die reëlings van vandag, van die kerkkantoorpersoneel, van die wijksmense wat moet help met die broodjies en die verversings en die teebedien agterna, ons waardeer dit baie. Dankie vir julle moeite daarmee. En dan laastens wil ons kinders vir ma sê baie dankie. Dankie dat ma vir 65 jaar vir pa 'n eggenote was, maar julle soos julle nou gehoor het, is 'n skoolliefde, so dit was meer as 65 jaar. Dit kom 'n lang pad saam. So baie dankie ma, dankie vir die versorging. Ons het as kinders het partydag gedink ma moet net so 'n bietjie afvat, 'n bietjie wegloop, maar ma was getrou. Sy het elke dag was sy maar hier, was sy maar by pa. Ek dink partydag het hy nie eens geweet sy's daar nie, maar sy was altyd daar. So baie dankie ma, ons is baie lief vir ma. Dan heel laaste, dankie aan elkeen van julle wat die moeite gedoen het om hierdie warm Bokveldmiddag te trotseer en hier by ons te wees. Ons waardeer elkeen van julle se teenwoordigheid. Dankie vir al die baie oproepe, SMS'e, WhatsApps, Facebook notaatjies. Ons waardeer elkeen van julle se belangstelling en meelewing. En daar's nog van die boekies daar in die voorportaal. So as ons uitgaan en daar's iemand vir wie jy graag 'n boekie wil saamvat wat nie vandag by ons kon wees nie, voel asseblief vry om vir hulle eenetjie saam te vat. Baie dankie. Kom geniet asseblief na die tyd 'n koppie tee saam met ons. Ons sal baie graag nog met julle wil kuier en 'n bietjie gesels en goeie herinneringe deel. Dankie. Andrew, namens die familie, dankie ook vir jou wat vanmiddag die bedankings hanteer het en in besonder vir julle kleinkinders, vir die woorde wat julle met ons gedeel het, vir ons so iets laat beleef van julle lewe saam met oupa en mag die Here vir julle as kleinkinders op 'n baie besondere manier ook troos en seën.
Van my kant af wil ek ook weer eens van my kant af sê baie dankie Tannie Elna vir die voorbeeld wat Tannie en Imperi gestel het en die manier hoe julle mekaar liefgehad het. En ek dink wat Andrew gesê het is baie waar. Ons het baie keer gesê gaan net 'n slag dorp toe. Kom net weg, maar Tannie was elke dag by Geidusig want Tannie wou nie die kuiergeleenthede met Imperi mis nie. Dankie daarvoor. Dankie vir julle kinders, dankie vir die manier hoe julle vir mekaar omgee, die manier hoe julle vir mekaar vermaal ondersteun. Ons sien dit raak en dit word waardeer. En ek dink in die besonder vir julle kleinkinders. Weet partykeer kom oupa en ouma op 'n ouderdom waar jy partykeer die ervaring het dat die kleinkinders partykeer so wegbeweeg. Maar lyk my julle het al hoe nader aan oupa gekom. En dit sê iets van julle verhouding en dit sê iets van hom as persoon in die manier hoe hy julle ook hanteer het. Ek wil vanmiddag sommer net afsluit met die woorde van die Psalm wat Dawid kom sê, U wys my die pad van die lewe. U leer my hoe om te leef. Ek wil dit vir julle gee vir die pad vorentoe om te sê die Here sal vir julle ook leer hoe om te leef as mense wat treur. Dat in julle hartseer ons altyd leef met hoop, met troos, omdat ons weet dat die Here by ons is. En mag hy vir julle bemagtig, mag hy vir julle toerus, maar mag hy in die besonder vir julle vashou, ook wanneer julle hartseer is. Kom ons sluit af met die oorwinningslied. As ons hierdie lied sing, dan is dit dat die Here vir ons 'n geestesoog gee op die ewige lewe. En daarom is ons hartseer, maar daarom het ons ook hoop. En dat ons ook hierdie woorde mag sing as troos ook oor ons lewe. Elna, as ons na die seënbede vir julle kom gee, is dit nie net om te sê die diens is nou verby nie. Dit is eintlik om te sê as ons nou hier uitstap en ons ervaar die lewe, leef ons in die teenwoordigheid van God. Die Here wat sê hy sal ons seën en beskerm en vertroos en vir ons help. Daarom Tannie Elna, vir François, Anelda,
Liana en Richard, Karen, Andrew, vir Tief, Kormey, vir julle as kleinkinders. Ek gee julle vanmiddag 'n seënbede uit die vroeë kerk waar die Here sê dat die Here bokant julle is om vir julle te seën. En om te seën beteken ook dat die Here vir ons sê hy sien ons raak. Hy draai sy gesig na my toe. Die Here is langs julle om sy arms om julle skouers te sit, om vir julle te troos wanneer julle hartseer is. Die Here is onder julle om julle te dra wanneer julle val. Die Here is agter julle om die aanvalle van die bose af te weer. En die Here is binne julle om vir julle te lei deur die Heilige Gees. En so is die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, maar ook die gemeenskap van die Heilige Gees, nie net nou met julle nie, maar tot in ewigheid. Amen.